Hierdie is goeiemôre, good morning en dis wat ons jou inderdaad toewens. Nou ja, sporttalent loop heel duidelik baie diep in die Mostert familie se bloed. En hierdie in elk geval. Vandag gesels ons met die jongste boetie wat nou sy eie merk maak. Hy het pas sy debuut in die Valke se rooi trui gemaak en staan nou stewig op sy eie voete langs sy twee ander bekende broers, die groter een natuurlik, Franco. Welkom in die ateljee, Jean-André Mostert, lekker om jou saam met ons te jong man. Dankie baie. Eerstens, dink ek mens moet heel voor begin, waar kom hierdie ongelooflike talent van julle vandaan? Is ma en pa albei sportmanne gewees? Ja, papa was kind van 'n sportman gewees. Hy Ja. het nog eens lekker klub rugby gespeel en al daai goedjies. So, ons broers het maar groot geword langs die veld by hom. Maar ja, nee, ons kom van die Vrystaat af. Ek is gebore in Mooinooi. So ja, ons kom maar net van lekker tye in sportfamilie af. Ek neem aan as mens so groot word, hoeveel jaar ouer is jou boetie Franco as jy? My oudste. Franco is die middelste Ja, boetie, so hy is die hy jongste. is 12 jaar oud. En JP, hoeveel ouer is hy? 14 jaar. Goed. So jy het groot geword met hierdie ouens wat jou heel duidelik tot 'n sekere mate toe baie dinge geleer het, maar ook maar rond. Nee, ek moet sê, rondgegooi ja, jy moes leer. Deur die kinderjare het hulle, ja. Maar ek sou sê. Hoe kom mens daardeur? Ek sou sê met die liefde wat hulle nog steeds gee na die geboelery of lekker gespelery, so hulle was nog altyd daar vir my gewees in moeilike tye, goeie tye, so ek dink hulle bring my maar deur elke dag. Jy praat van die moeilike tye en julle is deur moeilike tye. Franco se beserings, daar was tale van hulle en dan natuurlik JP wat net begin ordentlik namaak het toe hy die ongeluk gehad en toe sy verlam. Hoe affekteer dit mens? Ek sou sê in die eerste, soos op die oomblikke toe dit gebeur het, was dit bietjie moeilik geweest om al die goed in te vat wat nou gebeur het en dit te besef. Maar ek sou sê ons het deurgewerk aan ons het almal maar as 'n familie bymekaar gebly en net deurgewerk en gehoop alles gaan beter word en ek sou sê goed, het baie beter geword. As mens daarna terugkyk, dink jy dit het jou sterker gemaak? Ek sou sê 100%, ja. Hoekom? Het is my gewys wat kan gebeur as jy moet alles waardeer wat jy het nou, want jy weet nooit wanneer dit gaan verdwyn nie. So. Ek neem ook daarbey saam aan dat as jou oudste broer of jou middelbroer, wat jou ouer broer is natuurlik, as jy na hom kyk en wat hy gedoen het op die veld en van die veld af, hy lyk vir my altyd na so 'n gentleman, Ja. so 'n sagte man, maar wat kan hardjol. Is daar druk of nie? Nee, ek sal sê glad nie. Hoekom nie? Ek voel hulle is 'n mens, ek is my eie mens. Ek skryf my storie, hulle het klaar hulle skoolstories geskryf, so nee, ek is bly waar ek staan vandag. Jy noem jou storie. So vertel vir ons, waar het jy eers begin besef jy het die talent om hierdie ding deur te druk en uiteindelik provinsiaal te kan speel? Ek sal sê ek het by die Puma Instituut gespeel vir die laaste 2 jaar. Ek sal sê die eerste jaar het ek agtergekom oor jy as jy hard oefen en jy fokus, kan jy actually iets bereik jy uit. En ek sal sê op my tweede jaar het ek die ander 21's gemaak en ek het by myself gedink as ons dit stoot, gaan ons dit verder kan vat. Wat is jou gunsteling posisie? Wat speel jy? Flank. Flank. Ja. Maar kan jy agste man en oop en toekant flank Ek speel? kan enige nommer van 4 tot 15 speel. Jy's een van Ja. 4 tot by 15 Ja, sê jy. As jy ja. moet, dan sal jy. Ek sal enige Pragtig. Toe ons net nou met mekaar gesels het, toe het jy gesê, ons praat nou oor die feit dat jy's in jou broer se posisie wat ook oral kan speel, maar meestal slot. Is daar 'n bietjie van 'n probleem wat die bokke aanbetref, wat beserings aanbetref? Toe sê jy, man, as rassie jou bel as jy daar. Ja, as hy my van kog gee, ek moet nie worry nie, ek is daarso. Das is gepak. Ja. Hoe, jy het gesê, jy het besef as jy hard oefen. Wat is daai volume waar mens hard oefen tot by draai voordat dit te veel word? Ek dink jou mentaliteit is jou hele ding. Jou brein is so sterk. Jy verstaan nie wat jou brein kan doen nie. Ek voel as jy jou mentaliteit op een ding sit en jy sê vir jouself, as ek dit doen elke dag of ek eet dit reg elke dag of even draf elke dag. As jy dit elke dag doen, ek beloof jy, jou mentaliteit gaan vir jou wys om te sê, luister, jy gaan dit kan maak. En geef my een of twee van die dinge wat jy toe nou besluit het, jy gaan elke dag doen en jy gaan dit elke dag beter doen. Ek het by myself gedink, ek wil nie net amateur wees nie. Ek wil iemand wees. Ek wil iemand wees dat as ek eendag maybe die wêreld verlaat, dat iemand my gaan onthou van my naam af. En hoe professioneel jy was, met ander woorde. Ja. Dis 'n baie belangrike ding. Verseker.
moeilike vraag want ek gaan jou tussen 'n klip en 'n baie harde plek plaas. Wie's jou helde behalwe jou broers? Want ek neem aan hulle is jou oorhoofse helde, nie waar nie? Ja, ek dink ek sou sê my ma. Hoekom? Ja, my ma, sy is maar net 'n sterk vrou. Sy het vir 18 jaar na my gekyk in die huis, dan moet ek eers vir jy's baie sterk. Was jy stout? Ja, ek sou sê ek was 2 dae of 3 dae stout geweest. 'n bietjie van 'n handvol. 'n bietjie. Maar nee, ek sou sê my ma, 100%. Sy is sterk. Watse karaktereienskappe het sy nog wat jy na kyk en regtig admireer? Ek sou sê liefde vir mense. Dit is my hoofding, is die liefde wat sy vir mense gee. En sy gee altyd terug. Sy het altyd teruggegee en sy sal vir altyd onthou word as Janet. Pragtig. Toe jy uiteindelik die werk kry by die Valke, en jy ry elke dag van Pretoria af deur soontoe, hoe het jy gevoel? Kan jy teruggaan na die oomblik toe hulle jou gebel het en gesê het, luister, ons het 'n kontrak vir jou kom teken? Ja, ek was baie gelukkig geweest. Ek moet sê, ek het dadelik die foon geantwoord en sê ek vir die coach, okay, is 100%, ek is maandagoggend daar. Ja. Dit is nog stresvol geweest om daar by die groot ouens aan te kom en hulle almal is 'n bietjie ouer as jy. So ja, maar ek sou sê na die eerste maand het ek in die groove ingekom en ek het begin met die ouens bietjie kuier en so alles het beter geword. Hoe is dinge op daardie vlak van Suid-Afrikaanse rugby? Ons weet hoe dit bo is en ons weet hoe dit by skole is, maar hierdie tussenin waar jy nou is, hoe is dit daar? Geef ons 'n indruk van hoe jy Ek dit sal ondervind. sê dit is maar vinnig, dit is baie vinnig. Rugby op hierdie level is baie vinnig. Die kontak bly maar hard. So ouer as wat jy word, so groter word jy, so harder word jy. Maar ek sal sê is baie lekker. Die rugby is vinnig en jy geniet dit baie meer. Ek weet jy is nou jonk in die ding in en ek wil nie vra dat jy kritiseer nie, maar waar dink jy kan daar miskien verbetering wees in jou deel van rugby nou? In my deel van rugby sal ek sê verseker 'n bietjie gewig optel. Dit is vir my 'n groot ding en werk elke dag op die goed wat jy dink jy moet werk aan. En hoe tel mens gewig op? Gee ons kykers so 'n kykie daarna. Jy eet baie. Jy eet Maar die regte goed, nie waar nie? Ja, die regte goed. Wat is regte goed in jou geval? Ek sou sê gewoonlik proteïen verseker baie. Dis vir my vleis, is my groot ding. Pasta ja, en eiers en bacon. Bacon is seker my gunsteling. Ja. Ek moet jou laastens vra met ons tyd wat amper uit is, hoe sien jy Saterdag se toets op Loftus? Ek sien baie uit. Ek hoop ek's daar so. Ek dink dit sal lekker wees, maar ja, ek dink die bokke gaan dit huis toe bring. En laastens, terug na ouer Boetie toe, na Sous toe, hoe gaan die besering? Nee, dit gaan goed. Ek sê hy is lekker aan die gang. Ek glo maybe se 4 weke, 3 weke kans, ek is nie seker nie, maar ek sou glo hy gaan sterker terugkom. As ons jou oor 8 jaar in die ateljee het, gaan jy 'n Springbok trui kan dra? Verseker. Ek sit my brein daarop, ek sal uitkom. Ek is seker jy sal, want dit is alreeds gedoen in jou familie. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Dit was wonderlik om jou hier te hê. Nou ja, gepraat van jong mense, ek was 'n seentjie toe hierdie eers 'n groot treffer was op televisie. Haas das, glo dit of nie.